Goed, vandag duik ons in een van die mediese wêreld se mees verwarrende raaisels, mediaan-boogligament syndroom, of MALS soos dit bekend staan. Dis 'n toestand wat pasiënte en dokters dikwels vir jare lank heeltemal dronk slaan, 'n ware mediese speurverhaal. Kom ons begin by die kern van wat 'n pasiënt ervaar. Stel jou dit vir 'n oomblik voor, die vrees vir kos. Nie omdat jy nie honger is nie, maar omdat jy weet dat die pyn wat na 'n maaltyd kom eenvoudig ondraaglik gaan wees. Hierdie term, kosvrees, kom direk uit die mediese literatuur en dit vang die desperate werklikheid van MALS-pasiënte perfek vas. En dit is nie net kosvrees nie, glad nie. Die simptome is absoluut uitputtend. Ons praat van 'n erge, krampagtige pyn in die bobuik wat opvlam net nadat jy geëet het of selfs net na 'n bietjie oefening. Gooi daarbey nog konstante naarheid, braking en gewigsverlies wat jy nie kan keer nie en dit maak 'n normale lewe byna onmoontlik. Maar is hier waar die raaisel regtig begin. Studies wys dat die onderliggende anatomiese eienaardigheid wat MALS kan veroorsaak, 'n ligament wat net 'n bietjie te laag oor 'n hoofslagaar lê, in soveel as 24% van die algemene bevolking voorkom. Dis amper 1 uit elke 4 mense wat jy ken. En tog, hier's die ding, ten spyte daarvan dat so baie mense hierdie anatomie het, ontwikkel minder as 1% van hulle ooit die aftakelende simptome van MALS. Dis 'n verstommende teenstrydigheid, nê? So, dit bring ons by die sentrale vraag van ons speurverhaal. Hoe op aarde kan 'n anatomiese kenmerk wat byna 'n kwart van ons het, slegs so 'n klein fraksie van mense so tuister? Om dit te verstaan, moet ons eers kyk na die oorspronklike teorie. Goed, kom ons duik hierin. Die eerste en mees logiese teorie het gefokus op 'n eenvoudige, meganiese probleem. Eintlik maar 'n loodgieterskwessie in die liggaam se pype. So, hier is die basiese anatomie. Die mediaanboogligament is deel van jou diafragma, jou hoofasemhalingsspier. Normaalweg kruis dit netjies bo oor die aorta, maar by party mense lê hierdie ligament net 'n bietjie laer en dan druk dit direk op die buikslagaar, die hoofslagaar wat bloed aan jou maag, lewer en milt voorsien. Wanneer 'n slagaar so saamgedruk word, lei dit tot 'n toestand genaamd iskemie. Die maklikste manier om hier aan te dink is soos 'n tuinslang wat geknak is. Die water, of in hierdie geval die suurstofryke bloed, kan net nie behoorlik deurkom nie. En dit, volgens die ou teorie, was die oorsaak van die pyn. So, die vaskulêre teorie was eenvoudig en elegant. Die ligament knak die slagaar. Wanneer jy eet, skreeu jou spysverteringsstelsel vir meer bloed en suurstof, maar die geknakte slagaar kan nie lewer nie en die gevolg is erge pyn. Dit was vir jare die standaard verduideliking, maar toe die bewyse begin krake wys. En dis hier waar ons speurverhaal 'n groot wending neem. Die fokus het begin verskuif weg van die liggaam se pype en oor na sy bedrading. Navorsers het begin wonder, maar wat as daai verminderde bloedvloei net 'n simptoom was en nie die eintlike oorsaak van die pyn nie? Wat as die ware skuldige iets heeltemal anders was? Die ou teorie het net begin wankel. Kyk, eerstens, die liggaam is slim en bou dikwels sy eie ompaaie of kollaterale bloedvate om blokkasies te omseil. Tweedens, toetse wat spesifiek vir suurstoftekort in die ingewande gesoek het keer op keer negatief teruggekom. En die belangrikste leidraad? Chirurg het opgemerk dat selfs na 'n suksesvolle operasie om die slagaar vry te stel, het sommige pasiënte se pyn eenvoudig nie verdwyn nie. Iets anders moes aan die gang wees. En die antwoord was nie in die slagaar nie, maar reg langs dit. Om die buikslagaar is 'n komplekse netwerk van senuwees, bekend as die buikslagaar plexus. Jy kan daaraan dink as die hoofaansluitingskas vir jou hele bobuik. En daai ligament was nie net op die slagaar aan die druk nie. Dit was ook besig om hierdie hele bondel senuwees plat te druk. So hier is die deurslaggewende punt, hierdie skuif in denke. Ons beweeg weg van 'n loodgietersprobleem, 'n geblokkeerde pyp, na 'n elektriese probleem, 'n kortsluiting in die bedrading. Die neurogeniese teorie stel voor dat die pyn nie van suurstoftekort kom nie, maar van die direkte irritasie en saamdrukking van hierdie senuwees. Dit verduidelik ook die naarheid en braking baie beter, want dis juis hierdie senuwees wat jou maag se bewegings beheer. Hierdie nuwe begrip het absoluut alles verander, van hoe dokters vir MALS toets tot hoe hulle dit behandel. Kom ons kyk gou hoe hierdie nuwe elektriese teorie die praktyk beïnvloed het.
Die diagnose van mals is 'n proses van uitskakering. Eers moet elke ander moontlike maag- of darmprobleem van die lysie afgekrap word. Dan kom die sleuteltoets, 'n spesiale ultraklank waar die tegnikus die bloedvloei meet terwyl die pasiënt in en uitasem. Wanneer die pasiënt uitasem, beweeg die diafragma af en druk die ligament op die slagaar wat 'n dramatiese toename in bloedspoed veroorsaak. Onthou, hierdie spoedverandering is nie die oorsaak van die pyn nie, maar dit dien as 'n baie duidelike merker dat die kompressie wel plaasvind. En dit bring ons by die behandeling, want as die probleem die senuwees is, moet die oplossing ook die senuwees wees, né? Die doel van die operasie het fundamentaal verander. Dit gaan nie meer net daaroor om die knak uit die pyp te haal nie. Dit gaan daaroor om die druk van die elektriese drade af te haal. Die moderne operasie is 'n laparoskopiese prosedure. Die chirurg gaan met klein instrumente in en sny die ligamentvesels versigtig weg van die aorta. Maar die deurslaggewende stap is die verwydering van daardie saamgedrukte en geïrriteerde senuweeweefsel. En die resultate is nogal treffend. Ongeveer 85% van pasiënte wat reg gekies is, ervaar onmiddellike verligting. Maar, soos met enige goeie speurverhaal, is nie elke losdraadjie vasgebind nie. Die storie is nog nie heeltemal verby nie. Daardie syfer van 85% is fantasties, maar wat van die ander 15%? Hoekom word sommige pasiënte nie beter nie, selfs na 'n tegnies perfekte operasie? Dit is die vraag wat dokters nou nog probeer beantwoord. Hierdie aanhaling uit die navorsing is ongelooflik belangrik. Dit sê basies dat net omdat 'n skandering 'n vreeslik saamgedrukte slagaar wys, is dit geen waarborg dat chirurgie sal werk nie. Die erns van die loodgietersprobleem voorspel glad nie die uitkoms nie. So, wat is die wegneemete hier? Die kliniese prentjie, die pasiënt se storie, is baie belangriker as die ekstraal. Sukses hang af van die keuse van die regte pasiënt, iemand wie se simptome presies ooreenstem met daai klassieke maalsprofiel van pyn na eetes en oefening. Gevalle studies het begin om patrone te identifiseer by pasiënte wat nie goed reageer nie. Dit sluit dinge soos vetsig in of pasiënte wie se pyn nie daai tipiese patroon volg nie. Dit versterk net weer die idee dat mals 'n baie spesifieke sindroom is en nie sommer net 'n radiologiese bevinding nie. En dit laat ons met 'n laaste prikkelende vraag. Die navorsing noem 'n moontlike verband tussen mals en ander toestande van die autonome senuweestelsel soos POTS. As mals veroorsaak word deur 'n kompressie van so 'n belangrike senuweeknoop, wat sê dit oor die onderlinge verbondenheid van ons liggaam se hele elektriese stelsel? Miskien is hierdie mediese raaisel nie net die storie van een toestand nie, maar 'n leidraad tot 'n veel groter netwerk van neurogeniese afwykings. Definitief iets om oor na te dink.